Welkom terug by die groot ontbyt. Ons gesels met Aluma Capital se senior finansiële adviseur Evert Vosloo vanoggend. Ons praat bietjie oor die ekonomiese sake. 'n Rapport se artikel het gesê daar is bloed in die markte gewees hierdie week. Ons wil graag by Evert hoor hoe gaan dit by die stadium in wêreldekonomie onder andere, tariewe, president Trump se besluite en dies meer. Goeiemôre Evert. Goeiemôre Pierre. Goeiemôre Jennifer. Lekker om jou hier te hê, lekker om jou te hê. Nou ja, hulle sê dit gaan rof in die ekonomie. Ons weet die JSE is nie in week 8% af, maar dis nog steeds 13% meer as wat dit laas jaar hierdie tyd was. Dis so op en af deur mekaar. Waar staan die ekonomie op hierdie stadium? Onseker. Ja, dis die sleutelwoord daarso. Daar's soveel onsekerheid in die mark op hierdie stadium en ek meen as ons nou kyk na ons Suid-Afrikaanse ekonomie, uit die aard van die saak, daar's baie eksterne faktore wat 'n rol speel huidigelik. Maar dit is nou wêreldekonomie en Trump en ons gaan nou 'n bietjie daaraan raak ook. Maar jy weet die onsekerheid raak in die regering, die nasionale regering van nasionale eenheid. Ja. Onder andere, jy weet, dit is nie iets wat beleggers vertroue aanhits op hierdie stadium nie. Jy weet, en as jy uitlatings skryf van ons president wat sê, jy weet, die sake sektor sal nie voorskryf vir die regering wat om te gebeur nie. Dis dan 'n baie jy weet, gewaagde stelling om te maak as jy praat, jy verwys na die ekonomiese hartklop van hierdie land. Veral die regering wat geen bydraende faktor eintlik het behalwe uitgawes vir ons land se ekonomie nie. Jy weet so, die onsekerheid is daar en ons moet in ag neem die markte. Dis die 5de grootste val in markte wat ons ervaar het van die Groot Depressie af. Ja. Maar elke keer kom die marke sterker terug. Jy weet so, daar's verseker lig aan die einde van die tonnel. Mense moet net rustig bly en sien dit uit. Want die onsekerheid, ernstiger kom daar weer sekerheid of ons daarvan hou of nie, wat die uitslag gaan wees. En onthou, Suid-Afrika is nog altyd 'n land van eerstes en 'n land van verrassings. Jy weet, ons kom nogal terug, sterk, as jy vat in ons geskiedenis en ons jong geskiedenis. So ja, ons voel baie optimisties en positief oor alles nog steeds. Evert, as 'n mens nou die vraag vra, goed, hoeveel impak het die regering van nasionale eenheid regtig op die ekonomie? Kom dit in by tariewe wat hulle vra, kom dit in by belastings? Waar tref dit die finansiële sektor die meeste? Wat is die ding wat mense regtig bang maak, wat die besighede bang maak, wat die finansiële sektor bang maak van die R&E kan doen? Regeringsbeleid. Dis die grootste bekommernis. Want die huidige stand van die regeringsbeleid wat geïmplementeer word deur die ANC en wat nog steeds 'n meerderheid het, is om sekere sektore op meer te fokus om bemagtiging toe te pas. Jy weet, dit help nie jy wil bemagtiging toepas en daar is nie die nodige kennis en ervaring in die sektore nie. Jy weet, dis een ding om mense te forceer om opleiding te gee, maar om net eenvoudig te sê, luister, jy moet die helfte van jou besigheid weggee. Jy weet, dis groot rede vir kommer, dis internasionaal en ek meen dit laat internasionale beleggers onttrek uit die land uit. En uit die aard van die saak vir die lokale mense, dit is onsekerheid. Niemand hou daarvan nie. Want nou wat gebeur is jy kniehalter die ekonomiese groei in die privaat sektor. Dis die eenvoud van die saak as 'n mens dit so in ag moet neem. Toe. Jy het vroeër meneer Donald Trump genoem. So Donald Trump se beleidsbesluite, wat 'n invloed het dit op die wêreldekonomie? Kyk, daai man het dan nou regtig gegaan in die wêreld se ekonomiese vere geskit, om dit so te stel. Kyk, ons verstaan waar hy vandaan kom. Jy weet, die man het 4 jaar gehad om te beplan en dis hoekom hy hierdie blitskrieg toepassings doen in sy ekonomie om eerstens Amerika te beskerm. Jy weet so, ons verstaan hoekom hy dit doen. Hy wil eerstens Amerika se bruto binnelandse produk weer versterk en jy het vroeër genoem van die arbeidsmag, daar's nie genoeg arbeiders in Amerika nie. Ek moet sê, ek dink ek verskil bietjie van jou. Daar's genoeg mense wat bereid is om te werk. En onthou as hulle handelstekortkominge kan aanvul deur hulle bruto binnelandse produkte versterk, gaan dit ook weer 'n positiewe impak hê op die wêreldekonomie. Hulle het wel meer gemik op die ontwikkelde en die westerse lande. Uit die aard van die saak wat jy tel op, ek meen daar is uit die aard van die saak maar 'n bietjie friksie tussen die ooste en die weste. Ja. Mens praat oor onder andere die feit dat in Amerika dalk selfs tariewe die algemene man in Amerika gaan raak in sy lewenskoste en dies meer. Maar op die langtermyn is dit 'n strategie om Amerika self sterker te maak. 100%. So die ding wat ons hier in ag moet neem is die fokus, kyk vir almal vat nou so 'n bietjie van daai bitter medisyne op hierdie stadium deur die hele wêreld. Niemand hou daarvan nie. Maar ek dink in 'n Amerikaanse oogpunt vir die langtermyn of die mediumtermyn gaan dit 'n baie groot verskil maak. As jy kyk, hulle inflasie het onmiddellik klaar begin afkom. Kyk, hulle het ook die eierprysprobleem gehad natuurlik wat hulle nou al bestendig het.
eenvoudige voorbeeld, maar jy weet dis tog belangrik om in ag te neem. Dit kan hulle inflasie afbring, dit kan hulle rentekoerse kan bietjie afkom, so eenvoudige goed soos behuising gaan meer bekostigbaar raak vir die gewone man op straat in Amerika. Weet jou lewenskoste, alles gaan opvang dat dit net weer so 'n bietjie proporsioneel in verhouding kan kom. Nou met al hierdie in ag geneem, watter strategie kan beleggers inneem om hulle portefeuilles te beskerm? Daai ene is soos wat enige goeie finansiële adviseur vir jou sou sê. Moenie nou paniekerig raak nie. Soos ek net genoem het, almal vat 'n bietjie van daai bittermedisyne op hierdie stadium. Maar weet jy wat blyk kalm? Die markte gaan herstel. Dit is al bewys deur die geskiedenis. So niemand hou daarvan op die stadium nie, maar byt 'n bietjie vas in jou huidige portfolio, maar jy moet ook kyk om te diversifiseer. Dis waar alternatiewe bateklasse ook 'n baie groot rol speel en ek meen dis dan deurslaggewend want jy moet jou fondse, jy moet dit diversifiseer in jou beleggingsportfolio. So dis baie belangrik. Wat onderskei Aluma Capital dan nou van die res van die finansiële instellings in die mark? Okay. Eerstens, dis 'n term wat baie los gebruik word in vandag se tyd, maar ons is kliëntesentries. Om vir jou te sê wat dit behels van ons kant af. Daar's geen koste vir 'n kliënt in 'n belegging nie. So dit beteken, jy weet, ons kan nie verwag van 'n kliënt om ons te vergoed indien ons nog nie presteer het nie. Wat se ander fonds en batebestuurders doen dit? Dis hoekom daar geen fooie is nie. Dit is klaar 'n baie groot voorsprong wat dit vir 'n kliënt gee in sy beleggings. Tjoe, dis interessant. Evert, kan jy vir ons meer vertel oor Aluma Capital se privaat ekwiteitsfonds en die geleenthede wat dit beleggers bied? So wat ons doen in die privaat ekwiteitsfonds, ons het dit so 'n bietjie gaan verander. So jy is nie, jou geld word nie in 'n tradisionele privaat ekwiteit belegging vasgemaak byvoorbeeld in een maatskappy nie. Dis in 'n fonds. En wat ons bied vir die kliënte is dan 'n 13.2% opbrengs per jaar. Dit is ook ons vlaggeskip-produk, die private ekwiteit. So wat dit verder beteken is vir 'n kliënt wat vir 5 jaar kapitaal ontplooi sonder om 'n inkomste te trek, daar doen ons winsdeling wat 'n kliënt se groei tot en met 19.1% kan vat. Jy weet, want in ons mandaat wat ons aangaan met die maatskappye waarin ons belê, kan ons tot en met 25% groei per jaar vat. Ons wil nie meer vat nie want daai maatskappye en besighede moet aanhou groei. Weet, so ons probeer om dit op daai manier te bestuur en omdat dit 'n fonds is, mitigeer ons die risiko. 'n Kliënt se geld gaan nie net eenvoudig kan verdwyn nie. Jy weet, dis as 'n maatskappy fout, dit beteken in ons fonds moet daar ten minste 15 maatskappye in 1 jaar toemaak. So risiko word gemitigeer en daar's ordentlike opbrengste. En weer eens geen koste nie. So ons sit woord by daad. Ons gee vir die kliënt die eerste 13.2%, maar dit wat ons meer maak, waar ons begin geld maak, deel ons met die kliënt op 'n 50-50% basis. Jy sê julle kan tot met 15 besighede die risiko loop dat tot 15 van hierdie besighede in hierdie fonds dalk toemaak. En dan bly dit nog steeds bestendig. Ja, nee, kyk, wat ek sê is die kans dat 15 maatskappye gaan toemaak waar ons belê, ek meen dit is 0. Ek meen wat is die kans daarvoor? So, jy weet, dis hoe ek bedoel, ek verwys net daarna, dis ons die risiko mitigeer. Dat 'n kliënt se geld nooit net in een sektor is nie. Het julle 'n bepaalde hoeveelheid maatskappye waarin julle belê? Ons het 'n bepaalde hoeveelheid maatskappye en ons hou aan groei en uitbrei en nuwe maatskappye aan boord kry. Want onthou, ons moet altyd fokus op sekere marksegmente wat ons weet bestendig gaan bly, wat mense altyd gaan nodig hê. Weet so, ons gaan nie in die vermaakbedryf nie, dis maar wispelturig. Jy weet, vat waar ons nou sit, mense is bekommerd, hulle hou vas aan hulle geld, so wat doen hulle? Hulle gaan eet minder uit. Ja. Hulle gaan fliek minder, et cetera. So ons fokus op marksektore wat ons weet altyd gaan groei en daar 'n behoefte aan gaan wees. As mens dink aan kapitaalbeskerming, wat stel Aluma voor vir kliënte wat spesifiek gefokus is op ek moet hierdie kapitaal beskerm ten alle koste? Daarvoor het ons vaste opbrengsportfolio wat ons ontwikkel het. In dit gee ons vir 'n kliënt dan 100% kapitaalbeskerming. So jou geld kan nie verdwyn nie. En ons gee dan vir 'n kliënt 12.6% per jaar. Uit die aard van die saak is daar nie verdere winsdeling nie, want onthou om hierdie waarborge, die beskerming in plek te sit, dit kos geld. Jy weet so, ons voel net maar ons het die produk ontwikkel, juis vir die mense wat heeltemal risiko-avers is. Maar jy kry in al ons produkte
saamgestelde groei. So daai 12.6% word per jaar groei op groei op groei oor jou 5 jaar termyn. En dis maar 2 van die produkte wat ons het waaraan ons nou raak. Ah, En almal kry 'n keuse. So jy kan of jou kapitaal laat groei of jy kan dit kry as 'n maandelikse inkomste. En dan 'n wonderlike ding wat ons het vir die kliënte wat nie die saamgestelde groei geniet op 'n inkomste nie, gee ons vir 'n kliënt wat R1 miljoen of meer belê, 'n 1% bonus elke jaar op die belegging verjaardag. Jy weet, jy sien dit as 'n 13de check. En dis een van die groot voordele van ons produkte en wat kliënte baie opgewonde maak. dit klink baie interessant. Baie dankie Evert vir jou tyd en moeite vanmôre. Net 'n plesier en is 'n voorreg elke keer om hier by julle te wees. Is lekker om te kom kuier. Baie dankie. Dis aan Evert Vosloo van Aluma Capital. As jy graag meer wil uitvind oor Aluma Capital, besoek gerus hulle webtuiste aluma.co.za of skakel hulle op 012 012 5291. Ek het nie gehakel nie. 012 012 5291. Nou ja, dit is aan Aluma Capital.